Goeiemôre, good morning. Ja, die naweek is verby en ons staan gereed om hierdie nuwe week saam met julle op die regte manier af te skop. En ek wou sê met 'n vriendelike glimlag, maar Pieter, ons het jou kwaai kant op sosiale media laasweek gesien. Is die internet nou alweer aan daar by die Koenhuis? Sien julle hoe vra sy die vraag vir my, maar sy kyk net vir julle, sy kyk nie na my kant toe nie. Ek moet sê, dit is 'n frustrasie gewees. En interessant hoe dit uitwerk is, jy het 'n diensverskaffer wie jy mos nou maandeliks betaal vir jou fiber of jou internet. En toe ek hulle nou aanvat, toe sê hulle nee, maar hulle het weer 'n diensverskaffer wat op hulle beurt weer aan hulle die diens verskaf. Toe is dit nie eintlik my diensverskaffer se skuld nie, maar die ander een se skuld. En is 'n lang storie kort en 'n kort storie lank en so aan, maar ek moet daarom net sê, die eintlike skuldiges het mooi na die party toe gekom, 'n week later. My verskaffer het hulle self baie mooi gehanteer altyd. So all ends well, maar dis net van hartseer om partykeer die platform wat ons het ook op so 'n manier te moet gebruik om aandag te trek. Ja. Want jy doen 'n oproep hier kant toe en 'n e-pos daai kant toe en jy kry net nie noodwendig die joy wat jy moet kry nie en hulle trek hulle skouers op. Maar ouma, as jy 'n dag later betaal, moet jy sommer weer 'n aansluitingsvolk betaal. Jy weet sulke goedjies het my toe nou begin kwel. En ja, toe sê ek net Pieter is in the house, hier is ons. Maar baie dankie, ek is weer aanlyn. Kyk hoe smile ek op hierdie blou maandag. Ek is baie bly om dit te hoor, verlig en verheug om dit te hoor. Maar ek sal van my kant af ook net sê, wie is beter as dit? Soort ons nou nie weer vir Pieter so ons. Baie dankie. Ek sal op myself weer hou daarvan. Alles pragtig. Ja, dit is nie op jou gemik nie, op die verskaffers gemik. Baie dankie. Kom. Goed, maar in elk geval, hier is waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Arnold bring vir ons die sporthoogtepunte. Thys gesels met 'n sogenaamde unconventional CA. Ons vind meer uit oor Underdogs SA se pitbull rehabilitasieprogram. Besoek @Fritz Dog Hotel in Kaapstad en Arno Karstens kom kuier in die ateljee. Maar dis nou eers tyd vir ons oggendpraatjies. En Pieter, jy is nou al lank getroud. Het jy en Lotie troetelname vir mekaar en is dit altyd vleiend? Ons het troetelname vir mekaar. Ek dink almal het ons maar is 'n troetelnaam ook maar iets soos liefie of dit of dat. Maar ja, ek het baie troetelname vir haar en obviously het sy vir my daarom net die een of twee. Ek weet nie of dit altyd vleiend is nie. Nee. Wil jy hulle met ons deel of nie? Dis 'n baie lekker oggend hier so vanoggend. Nou, maar toe, dan beweeg ons stadig maar seker aan. Die rede waarom ek vra is, 'n Turkse hof het 'n man verplig om sy eksvrou finansiëel te vergoed oor die naam waaronder hy haar nommer op sy foon gestoor het. Dit wil ek hoor. Hy het die bynaam Tombek gebruik, 'n Turkse woord wat beteken pokkel of chubby in Engels. Die vrou het aangevoer dat die bynaam vernederend was en hulle verhouding leed aangedoen het. En die hof het haar saak ondersteun. Nou die saak wat in die stad Uşak plaasgevind het 'n heftige debat op sosiale media ontketen. Sommige mense het die uitspraak regverdig genoem, terwyl ander meen Chubby kon net 'n liefdevolle bynaam gewees het. Die hof se besluit dien nou ook as 'n regspraktyk vir soortgelyke sake in Turkye. Nou ja, toe pokkel. Jy sien, dit gaan oor die tipe troetelname en ek moet daarom net sê op nasionale televisie, ek het nou nie 'n pokkeltjie en dit. Dit sy sal soos my ou lentebloeiseltjie wees of so, maar ja, dit gaan oor wat se daarmee gebruik, né? Ja. Ek moet vir jou sê, dit is vir my so bietjie om verswets om nou in die hof op te eindig. Ja, dis bietjie erg. Dis vir my 'n bietjie rof. Ek sou graag wil sien hoe lyk die vrou. Dalk is sy regtig 'n bietjie chubby. En dan nou sien jy daarvan dat hy van nou pokkel genoem het nie. Jy weet wat? Jy beweeg nou op dun ys nietemin, maar ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê. Maar hoe sal jy voel as jy nou byvoorbeeld jou kerel, geliefde, aanstaande se foon vat en jy kom agter. My vrou se nommer is gesuiw onder my engel en ek weet ek's op haar foon as my man. Maar daarom nou nog nie. Grysaard of pens of so nie. Maar as jy dit sal sien, hoe sal jy voel? Sal jy dadelik geafronteer voel? As jy nou agterkom is die naam, soos Pokkel byvoorbeeld? Ja, ek dink nie, daar's my niks. Ek dink nie dit is 'n bynaam, miskien vir 'n troeteldier, 'n troetelnaam vir 'n troeteldier. Ja, jy weet, dit kan vir my werk. Maar nie vir 'n mens nie. Ek dink ek is oor die algemeen nie 'n aanhanger van allerlei troetelname nie. Kyk, ek moet vir jou sê, ek kry mos soms maar interessante byname en troetelname. So nee, ek sal maar net weet jy wat, hou maar net by my naam. Die aap is uit die mou. Hier's my vrou se troetelnaam.
My ou dadelpytjie, ek hoop jy het 'n heerlike oggend vanmôre. Ons sal graag hoor watter snaakse name julle op julle fone stoor vir julle geliefdes. Nou wil ek ook net weet, kan jou ander sintuie die smaak van kos verander? Met ander woorde, jou smaaksintuig, dink jy jou sig verander die smaak van kos, die gehoor? Arne, wat dink jy? Ja, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Kom ek vertel vir jou. 'n Klankkundige aan die University of Bristol in die Verenigde Koninkryk het 'n spesiale liedjie geskep wat die soetheid en intensiteit van sjokolade verbeter. Die 90 sekonde liedjie met die naam Sweetest Melody gebruik klavier vir soetheid, stryke vir 'n gladde afwerking van harp en afwerking van harp vir 'n sagte, aangename tekstuur. Ek vertel vir hierdie goeters en dan dink ek vir myself, hoe waar kan hierdie wees? Maar ja, die projek is in samewerking met Sjokoladeplek gedoen en hierdie sjokoladeplekkie se naam is toe nou dat ek net op hulle naam kom, Galaxy is die sjokoladeplekkie, Chocolate het hulle dit ontwikkel, wat die liedjie gebruik om die smaak van hulle sjokolade meer spesiaal te maak. Volgens die klankkundige en Galaxy omskep die musiek sjokolade van 'n eenvoudige nagereg in 'n simfonie van die sintuie en toon dit hoe musiek en smaak saam kan werk om 'n multisensoriese ervaring te skep. Nou ek het spesiaal vir jou musiek gebring en ek het vir jou sjokolade gebring. Dit is altyd welkom, Ja, vroeg in die oggend, laat in die dag. Proe 'n stukkie sjokolade. So moet ek dit eers. Ja, Goed. kom ons proe 'n stukkie sjokolade, né? En dan besluit jy nou hoe hy vir jou proe. Smelt so lekker in die mond. Nou het jy die smaak, né? Sit Hier op. is nogal baie soet. Baie lekker. Jy vat net 'n hapie. Ek sit nou sommer die hele stukkie in my mond. Verskil tussen mans en vrouens. Goed. Daar's hy. Lekker strelende musiek. Wil jy nog 'n hapie Daar sjokolade hê? staan stilte. Ons het dan stilte. Stilte van Bach. Okay, hierso is die musiek nou. En nou gaan ons kyk of dit enigstens 'n verskil maak om hierdie ouetjie soeter daarna uit te laat sien. Luister saam. Ek dink ons moet weer probeer. Lekker. Opstel, sjokoladetjie eet. Voel dit Dit smaak vir my soeter. Hoe smaak dit vir jou? Ek moet sê, ek begin hom meer geniet as om hom net vinniger te kou. Maar ja, ek dink tog dit kan 'n uitwerking hê. Hy is baie soeter Miskien nou. as jy dit ook so 'n bietjie langer tyd gee, nê? Ek dink hy is soeter omdat ek meer in my mond gesit het. Daar's definitief Marita. Oulik. Wat weet jy iets? Regtig nou 'n groot verskil. Ek weet nie. Probeer dit gerus by die huis en laat weet vir ons of jy die verskil kan proe. Bly ingeskakel. Ons gesels nou weer verder. Baie lekker. Bitter lekker. Ek bedoel baie ekstra soet. Goeiemôre. Kryf jou sjokolade en 'n lekker stukkie.